Ek wil graag vir julle begin met die woorde vandag, wat ons uit Openbaring uitkry, en julle sal dit net weer hoor, waar Jesus praat, dan sê hy, moenie bang wees nie, ek is die eerste en die laaste, in die Grieks is dit die Alfa en die Omega, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing nog 'n paar woorde, baie bekende woorde uit Jesaja 43. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal hulle jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Terwyl jy net so bly sit, kom ons bid saam. Here, dankie vir nog 'n geleentheid om in u naam by mekaar te kom. Dankie vir 'n geleentheid om tussen ander mense te wees en saam na u woord te luister, saam versterk te word, saam moed ingepraat te word, saam te lag, saam weer mekaar se stories te hoor, mekaar te troos. Dankie Here vir elkeen wat hierso is, wat 'n bepaalde verhouding in hulle lewens het, wat dalk stikkend is, wat nie reg is nie. Ons bid vir hierdie mense, Here, dat u ook vanaand sal ingryp en regmaak. Ons bid dat u ook deur ons sal praat vandag, wanneer ons saam broodjies maak later vanaand, dat dit woorde van hoop sal wees vir 'n gemeenskap môre. En ons bid ook Here dat u met ons sal praat wanneer ons uit die Bybel uitlees, dat u hierdie woorde sal lewendig maak. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Okay, vanaand gebeur net een keer in my hele lewe, dit gaan nooit weer gebeur nie. Want vanaand begin ek, en ek vra onmiddellik om verskoning. Maar vanaand se erediens begin met Robbie Wessels. Robbie Wessels is ek speel. Ek wil gou hê julle moet net die eerste paar sekondes, regtig net 'n paar sekondes van hierdie ou liedjie van hom saam luister. There are 22 manne in a rugby team today. 22 manne in a rugby squad, but the 23rd ook is a genuine stud. His name is Jan, he's every team's dream. Player 23, there's a Jan for every team. So, wat op dese aarde besiel my? Die einde van die wêreld moet naby wees, want hoekom sal ek Robbie Wessels in 'n erediens begin? En die antwoord is, ons sluit vanaand ons reeks amptelik af, wat gaan oor al die verskillende verhoudings wat jy in jou lewe het, en daarso is 'n ander verhouding, wat ons altyd moet onthou. En hy is soos Player 23, nou die hele punt van hierdie liedjie is, dat die 23ste speler in 'n rugbyspan, is die ondersteuners. En ondersteuners, wat Robbie Wessels baie diskreet probeer vir ons verduidelik in sy hoë PhD, is dat ondersteuners het 'n groot invloed op 'n rugbywedstryd. Dink nou maar sommer net daai jaar dat ons teen Japan vergeet het, het julle dit verloor het. Onthou julle daai tyd? Onthou julle, hoe terrible was dit? Maar onthou julle, hoe was die skare gewees, wat in daai tyd die span gedra het. En enigeen van julle wat sport speel, weet, as jy by die huis speel, en jou ondersteuners is daarso, het jy 'n ongelooflike voordeel. En 'n 23ste speler is hierdie onsigbare mag, wat op manier wat ons nie mooi woorde voor kan kry nie, tussen jou inbeweeg, jou krag gee, jou bemoedig, jou die regte rigting instuur, en uiteindelik jou in staat stel om dinge te doen, wat jy nooit in jou lewe sou regkry nie. Dis ons speler 23, en dis waar vanaand gaan, want wie is ons speler 23? Want kyk,
Daar gaan 'n tyd kom wat jou Barnabas op jou gaan byl. Daar gaan 'n tyd wees wat Mimi die pad vat, die komeet haar wel tref en sy nie by gaan wees nie. Daar gaan 'n tyd wees wat jou redakteur ook nie opdaag nie en daar gaan 'n tyd wees wat jou ware vriend jou verraai. Almal van ons ken dit. Maar ek kan nou vir jou sommer al klaar sê, speler 23 sal altyd daar wees. En om hierdie rede preek ek vanaand, en dis die tweede rede hoekom vanaand 'n baie vreemde erediens is wat homself nooit gaan herhaal nie. In die eerste plek het ek begin met Robbie Wessels, maar in die tweede plek preek ek uit Openbaring uit, iets wat ek nooit doen nie. So ons gaan vanaand se reeks afsluit met Openbaring 1. En ek gaan dit vir ons saam lees van vers 9 af. En ek wil onmiddellik sê ek is baie versigtig om Openbaring te preek, want nie omdat dit moeilik is nie, dit is net lank. As ek alles moet verduidelik, dan gaan ons lank hierso sit. Dis die enigste rede, dis regtig nie moeilik nie, maar ek gaan my bes probeer vanaand. So ek lees vir ons saam, van vers 9. Die opskrif daarso is, Jesus se verskyning aan Johannes. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos 'n geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het ek 7 goue lampe, staanlampe, gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was so wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos 'n gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante, en dit het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. En hy het toe vir my met die regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Gaan net tot sover saam lees. So kom ek sê onmiddellik, ek gee onmiddellik my gameplan, my strategie weg. Ek het 'n heeltemal 'n ander preek gehad Vrydagmiddag toe ek hier so by die kerk weggery het. Ek het dit nog met my kollegas gedeel en seker gemaak is okay. En Vrydag aand gebeur daar toe nou 'n ding. Ek en Simonay word toe nou wakker gemaak deur ons alarm 2:00 die oggend, want loadshedding, wat er nie meer loadshedding was nie, daar het 'n stasie afgeskop, so ons elektrisiteit was afgewees, en dan maak jou alarm so, omdat ons battery begin afloop het. Ja, so ons is wakker. So, wat doen jy as jy wakker is 2:00 die oggend, jy en jou vrou? Nee, nie dit nie, ons het 3, nee, Gerdian. Gerdian het gesê, jene. Gerdian, ek kan regtig vir jou sê, ons het al 3 kinders, so ons is baie banger vir onbeplande swangerskap as tieners, so, ons is baie banger. Maar okay, so, terug te kom met die punt, wat doen ons? Vat geraai, wat doen jy as jy wakker word in die middel van die nag? En jy kan nie slaap nie, wat doen jy? Jy gryp jou foon en jy kyk op Facebook of Pinterest, of okay, ek's oud, so ek het Facebook, julle is op Instagram en al daai ander goeters. So, en terwyl ek daarso, ek en my vrou langs mekaar lê in die bed en nie met mekaar praat nie, maar net te beklei ons, op 'n stadium draai sy na my toe en sy sê, Wouter, is hierdie die einde van die wêreld? En sy het dit grapperig gesê, sy het regtig, dit is 'n joke gesê, maar ek het besef op daai oomblik,
sy dink dit, want ek dink dit, want ons is nou albei op social media, en waar is social media op hierdie stadium aan die gang? Corona. En toe besef ek moet vanaand uit Openbaring uit preek, want ek moet net onmiddellik 'n klomp mense wat dinge sê op social media net vinnig regstel. En julle hoor dit nou van my. Maatjies, dis nie die einde van die wêreld nie. Het julle dit? OK, sê dit saam met my. Dis nie die einde van die wêreld nie. OK, kom ons begin daar. Goed. So, Openbaring is 'n boek wat baie mense gebruik om te sê dis die einde van die wêreld, maar ek gaan vanaand vir jou leer dis nie wat Openbaring sê nie. Jy kan Openbaring lees en baie bang raak, want daarso is regtige random scary goeters in Openbaring wat beskryf word. Ag, sommer net gou-gou Henry Charlene, as jy sommer Openbaring 16. Ag, hierdie is een van baie. En hier is naas maar die ergste nie. Openbaring 16 sê die volgende: Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: Gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword, soos bloed van 'n dooie, en alles wat in die see lewe het dood gegaan. Ag, en ek kan aangaan en aangaan en aangaan, en soos ek sê, hierdie is die PG version. Ek kon erger gedeeltes vir julle gaan kry het. En baie mense lees Openbaring en dink, dit voorspel ons tyd vandag. Want kyk net hierso, die pynlike swere, dis definitief sonder twyfel die coronavirus. En die draak wat nou uit die see uitkom, dit is die mense wat nou in daai boot was vir lank en nou weer terug is op die aarde. En Zuma en Malema, en ek het vandag 'n WhatsApp gekry wat wys pragtig die veldbrande in Australië en die siektes en alles. Dit 2 Kronieke 19 het dit voorspel. En as kom met 2 Kronieke 19 is eintlik corona of die COVID-19. Ja, I know. Okay, maar ek sê dit nou vir julle met die hoop dat hooplik meeste van julle hierso sit en dit kry en mooi rustig daar dink. Dis nie hoekom Openbaring geskryf is nie. Openbaring is nie geskryf as 'n toekomsvoorspelling nie. Openbaring is geskryf eintlik eerder as 'n koerantberig van dinge wat in hulle tyd aan die gang was. So, wat was die vervolging? Ons het net nou daarvan gelees. Wat was die dinge wat aangegaan het in die tyd toe Openbaring geskryf is? Openbaring is geskryf in 'n tyd toe Rome die baas van al die speletjies was. En Rome het gesê wie ons aanbid en wie ons nie aanbid nie. Op daai stadium was die keiser nogal belangrik geweest. Jy moet die keiser aanbid. Rome het gesê vir wie jy belasting betaal. Rome het bepaal wie's in en wie's uit. Rome het met enige iemand wat nie met hulle saamgestem nie, oorlog gemaak en nie net oorlog gemaak nie, pakslae gegee. Rome het enige iemand wat met hulle verskil het, gekruisig of vir die leeu's gevoer in die arenas. Dis die omstandighede. Hoe dinge met siektes en gesondheid gewerk het, daai tyd was aan die dokters nie, so as jy siek geword het, was dit die gode gewees wat dit vir jou gegee het. So as jy siek geword het, as daar 'n plaag of 'n siekte gekom het, dan beteken dit daar's een of ander verkeerde godsdiens. En hulle het gesê, wel, die ou godsdienste is okay, maar hierdie Christene is 'n nuwe godsdiens, so dis die gode wat kwaad is vir die Christene, so hierdie Christene moet gestop word. En hoe is hulle gestop? As jy 'n brood moet koop en dit kos R5, het 'n Christen R20 betaal vir daai brood. As daar geleentheid was om partytjies toe te gaan, was Christene nie genooi nie. As daar geleentheid was om bevordering te kry, om op te weeg nie op die sosiale skaal, het Christene agtergebly. So wanneer Johannes skryf en hy begin praat oor die wêreld wat in mekaar stort, van siektes, van oorlog, van politieke bestelle, koninkryke wat in mekaar val, praat hy van iets eendag daar ver, of praat hy van dit wat hy nou op hierdie oomblik in sy eie lewe raak sien? Wat dink julle?
Hy praat van wat hy nou in sy eie lewe raak sien. En dit wat hy raak sien, skryf hy neer want hy weet, dis nie iets wat niets is nie. Dis iets wat 1000 jaar voor hom so was, en 1000 en 2000 jaar na hom ook so gaan wees. En daarom skryf hy vir ons hierdie brief. So nou kan jy Openbaring lees, op 'n paar verskillende maniere. Jy kan hom lees soos met 'n mikroskoop. Jy kan al hierdie goeters nou so in detail gaan uitkyk. So hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, waar die seun van die mens beskryf word, en sy hare is soos wol, en sy tande glinster soos 'n Colgate smile, en hy het pragtige skoene aan, en al daai so van goeters. En ons kan nou regtig in detail na daai goeters gaan kyk, en dit is nogal cool actually, as mense doen. Maar die issue daarmee is dat jy die mekaar raak, want jy vergeet wat die actual punt is. Want hierdie brief is geskryf nie om mense bang te maak nie, maar om vir mense te sê, siende dat hierdie, ek gaan nou Engels praat, die human condition is, oorlog, siekte, korrupsie, geweld, that's all part of the human condition, is alles deel van wat dit beteken om 'n mens te wees, is die vraag, wat maak ons daarmee? So ek wil weer die vraag vra. As ons hier so vandag in ons tyd is, en jy kyk na ons land en jy sê, kyk hierdie droogte, kyk hoe terrible is dit? Of jy sê, kyk na ons politiek, kyk hoe word ons onderdruk, kyk hoe word ons te nagekom? Of jy kyk na siekte en jy sê, kyk hoe word ons siek? En jy kyk na die wêreld en jy kyk na alles wat daar aangaan, kan jy of sê, ja, kyk, dis die einde van die wêreld en sit nou maar net en wag vir die einde om te kom, asseblief laat die trein my tref. Of jy kan sê, wat maak die Here in hierdie tyd? En dis wat Openbaring doen. So as ons na die gedeelte gaan kyk, Johannes sê, ek is een van julle, ek ken julle verdrukking, ek ken die koninkryk, en ek ken die volharding, en daarom skryf ek neer, want God het vir my hierdie gegee, dan sê hy, onmiddellik kom die visioen na hom toe, en hy sê dit soos 'n trompet, wat praat beteken is, as 'n trompet praat, dan is dit 'n manier om te sê, hierdie is 'n magtige, kragtige stem, is met ander nie net Joubert wat praat nie, dit is regtig iemand wat met autoriteit en mag, en wat, het jou gekry. So, wat sê hierdie stem vir hom? Hy sê, hierdie boodskap is vir die 7 gemeentes. En dan sê hy, Smyrna, Efese, Pergamum, Laodicea, Efese, Pergamum en Laodicea. Ek kan nie almal uit my Smyrna, wat sê ek kan nie almal uit my kop uit. Philadelphia. En dan sê hy vir hulle, onmiddellik het hy gesien die seun van die mens het tussen lampe ingeloop. Nou moet jy vir jouself vra, die een oomblik is hy besig om te skryf vir 7 gemeentes, die volgende oomblik is daar 7 lampe. Wat beteken hierdie? En die antwoord is, die lampe is die metafoor vir die 7 gemeentes. En hy sê, tussen hierdie 7 gemeentes, beweeg iemand wat lyk, wat eintlik in die manier is om te sê, wel is, die seun van die mens. Jesus loop tussen hierdie 7 gemeentes. Wat beteken dit? Ons sal daarby uitkom. En dan beskryf die ou vir Jesus. En reg aan die einde dan sê Jesus die woorde, hy sê, ek is die lewende, ek is die eerste, ek is die laaste, ek het opgestaan uit die dood. Moenie bang wees nie. Ek gaan dit weer sê, moenie bang wees nie. Wat sê Jesus in daai tyd? Hy sê, hierso waar jy chaos beleef, waar jy onderdrukking beleef, waar jy oorlog beleef, moenie bang wees nie, want die gees van die mens, die onsigbare force, beweeg tussen die gemeentes in, en sal julle bystaan. En as jy dit verstaan, het jy Openbaring verstaan, want dit is waar die hele Openbaring gaan. Openbaring is
'n storie wat homself herhaal en herhaal en herhaal, en dan's daar bakke, en dan's daar trompette, en dan's daar mense wat op perde ry, en dan's daar konings, en elke keer is dit hierdie ongelooflike scary beelde wat gebruik word, maar net so wanneer dit op sy skeries kom, dan onderbreek die verhaal homself elke liewe keer. Dit het 'n paar keer al gebeur. Dan sê hy, maar julle wat die merk op julle voorkoppe het, julle word deur God beskerm. En dan die volgende lelike beelde en alles. En dan sê hy, maar moenie bang wees nie, julle gaan volhard, want Jesus het julle uitverkies. En dan gebeur die volgende ding. En so gaan dit aan, reg tot die einde van Openbaring. So wat is die punt vir ons vanaand? Die punt van ons vanaand is, in tye waar die wêreld uitmekaar uitval, waar jou Barnabas nie by jou is nie, waar Mimi loop, waar jou ware vriend jou verlaat, is die Gees van God tussen ons en help ons. Staan ons by. Ek vra ek myself, okay, dis nice, maar hoe weet ons dit regtig? Weet ons regtig dat Jesus hier so tussen ons is? Dis moeilik om te verduidelik, dink ek. Hoe weet ons dat Jesus hier tussen ons is? Hoe weet ons dat Jesus 2000 jaar terug by daai gemeente was? En die antwoord is eenvoudig, ons weet dit, want die kerk het aanhou bly bestaan. As die kerk in hierdie situasie waar dit chaos is en uitmekaar uitval, tot die slotsom gekom het, maar Jesus is nie by ons nie, sou ek en jy vandag hier so gewees het? Nee. Jesus is so duidelik by hierdie gemeentes gewees, dat hulle deur hierdie moeilike omstandighede, hierdie onmoontlike omstandighede, steeds voortgegaan het, en nie net survive het nie, hulle het gefloreer, hulle het ongelooflike getalle by hulle lidmaatskap gekry, hulle het mense verander, want hulle het besef, dis waar Jesus is hier tussen ons. En dis die krag van ons goddelike Player 23. Alles sê vir jou, jy moet hierdie game verloor. Alles sê vir jou, ons moet opgee. Alles sê dit vir jou, en tog kry God ons op 'n punt waar ons mekaar sê, daar is hoop. Daar's altyd hoop. En ons sien dit deur die kerk se geskiedenis, net so 'n paar dekades nadat hierdie brief geskryf is die een van die grootste pla in mense se geskiedenis deur die Romeinse Ryk. Hulle dink dit was iets soos waterpokkies gewees. Dit was so 160 na Christus. En hierdie plaag het stede verwoes. So wat het jy gedoen in daai tyd? Jy het nie 'n lekker hotel gehad in Polokwane waar jy die mense gesit het wat siek was nie. Nee. As die stad op 'n punt gekom het waar daar te veel siek mense was, is hierdie wat jy gedoen het. Dit is eenvoudig. Jy trek al jou goeders, jy los al die siek mense in die stad en jy gaan bou die stad 10 km verder, presies soos wat hy was. Dis regtig wat gebeur het. Dis hoe hulle met siekte gedeel het in daai tyd. Jy het letterlik die siek mense daar gelos, gesê Tara sterkte sien jou aan die ander kant, en jy het die stad 10 km verder gebou. So dis eintlik baie interessant. Wat het Christene in daai tyd gedoen? Hulle het agtergebly in die stad en mense versorg. Hoekom het die kerk gegroei? Want die mense wat hulle versorg het actually gesond geword eventually. En toe sê hulle, maar wragtig, hier is gelowiges, wat deur hierdie dinge bereid is om hulle self op te offer. Ek wil in hierdie God glo. Asseblief hoor nou wat ek vir jou sê, moet nou nie gaan staan en 'n coronavirus victim gaan soengroet nie. En ek wil onmiddellik ook vir julle sê, ek dink is ernstig, persoonlik, ek dink is ernstig, ek dink nie is so sommer net niks nie. Ek dink dit is iets wat ons gaan tref en wat ons op 'n klomp vlakke gaan tref, wat ons gaan voel. Maar dit is nie iets wat die geloof en die Christendom nie al oor 2000 jaar lank kon oorwin nie. Want ons het 'n Player 23. Ek het as 'n laaste video sommer, ek hoor hierdie sommer op die radio vanoggend en dit is nou nie die beste kwaliteit nie, maar ek sit en wonder of dit nie dalk een van die tekens is van
Player 23 nie, ekskuus, ek voel nou amper sleg dat ek Jesus verwys is, vernoem na Robbie Wessels liedjie, maar julle verstaan wat ek bedoel, Jesus is daai onsigbare spanmaat wat ons help. En wat nou gebeur in Italië waar dit woes gaan julle? Besighede word toegemaak, 40 dae lank, toegemaak. Jy mag nie in die straat kom nie, as jy wil kos bestel, dan moet iemand dit vir jou kom aflewer. Jy mag nie uit jou woonstel uit gaan nie, dit is erg, die ekonomie word geslaan. Maar wat doen die Italianers? Hulle gaan uit op hulle balkonne, en hulle praat mekaar moed in, of hulle sing mekaar moed in. So ek het net hierdie paar video's, net julle bietjie sien, ek gaan nou sommer daaroor praat, ook terwyl die video speel hy. Kyk bietjie hoe die mense almal op hulle balkonne staan, die musiek word hard gespeel, reg oor Italië. So woonstelblokke sing hulle vir mekaar. Ag, dis nou sommer 'n kort video, as jy nou vanaand by die internet, op die internet self gaan bietjie rondkyk, sien daar is honderde sulke video's van Italianers, wat uit hulle kamers uitkom, op die balkonne staan, en mekaar bemoedig, mekaar positief aanmoedig, sê staan sterk, ons gaan nie deurkom. En ek glo, dis die soort van ding, wat Jesus in ons almal se harte wek, om in 'n moeilike tye waar mense dink die wêreld eindig, vir mense te sê, wel, Jesus is die eerste en die laaste, hy sal deur al hierdie dinge, ons gaan okay wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons 'n troos en 'n hoop het uit u Bybel uit, dat ons kan weet u is hier tussen ons. Dankie Here dat u die afgelope kwartaal so op verskillende maniere met ons gewerk het, soveel verskillende verhoudings in ons lewens uitgelig het, vir ons gewys het wat ons nodig het, hoe ons mekaar nodig het. Maar dankie Here, wanneer al hierdie dinge klaar gepraat is, weet u is altyd hier vir ons. Here, wees met ons in die tyd wat kom. Wees met ons waar ons bekommerd is, waar daar 'n klomp mense is wat besigheid verloor en geld verloor en siek word en van mense af verwyder word. Ons bid Here dat u saam met ons sal wees, die ons kreatiewe maniere sal wys om weer u liefde die wêreld in te dra. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Mag die genade en die vrede van Jesus Christus by julle elkeen wees. Amen.